Goeiedag almal. Ek is Mannie van Bloemfontein. Dis vandag Maandag, die 9de Februarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Pitbulls verskeer vrou van Mitchells Plain. Nuushooftrekke vir vandag: SANW onttrek sy soldate in die DRK. Pitbulls verskeer 'n vrou van Mitchells Plain, sy sterf. John Steenhuisen wil wel as die minister van Landbou aanbly. Veldbrand wat in die Dooiskloof pas woed in bedwang gebring. Engeland wen Wales oortuigend in 6-nasie toets. Romei Burger kry 'n nuwe Suid-Afrikaanse rekord in atletiek. Inwoners van Mitchells Plain op die Kaapse vlakte eis dat pitbullhonde daar verbied word nadat 'n inwoner deur haar 2 honde aangeval is. Fazila Swarts, wat 44 jaar oud was, is die middag van Woensdag 28 Januarie deur haar eie 2 honde in haar agterplaas aangeval, so sê 'n polisiewoordvoerder. Sy is Dinsdag 3 Februarie in die hospitaal oorlede. 'n Ondersoekdossier is oopgemaak rakende die omstandighede van haar dood. Albei honde is deur die wetstoepassers verwyder. 'n DBV-woordvoerder sê daar word beweer dat die honde het voorheen Swart se seun aangeval, maar dit kon nie deur hulle bevestig word nie. In die grafiese video lyk dit of die meeste van Swart se klere van haar lyf afgeskeer is. Mense is angsbevange, ontsteld en bang. Versoeke is gekry van mense wat vra dat pitbullhonde in hulle gebied verban word. Talle mense wat die video gesien het, veroordeel die persoon wat dit geneem het en gesê hy moes meer gedoen het om die hond te keer of sy aandag af te lei. Die aanval het weer eens die gesprek oor pitbullhonde aan die gang gesit, met baie wat sê die hond is gevaarlik, terwyl ander sê hierdie honderras is nie die probleem nie. Hoewel die DBV nie besonderhede oor die voorval of omstandighede van 'n beweerde vorige voorval het nie, wys die DBV daarop dat die beste voorspeller van toekomstige gedrag 'n dier in sy vorige gedrag is. Suid-Afrika se militêre betrokkenheid in die Demokratiese Republiek van die Kongo opgeskort, so die presidentsie in 'n verklaring bevestig. Suid-Afrika is onder die 10 grootste bydraers van lande tot MONUSCO met meer as 700 soldate wat in die DRK ontplooi is, so sê die presidentsie. Die besluit is beïnvloed deur die behoefte en hulpbronne van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag te konsolideer en daaroor te herbesin. Suid-Afrika was 27 jaar betrokke by die VN se vredespogings in die DRK. Suid-Afrika sal saam met die VN werk om die tydlyn en ander aspekte van hierdie onttrekkings te finaliseer. Dit sal voor einde 2026 voltooi word, so sê die presidentsie. John Steenhuisen het verlede week bekend gemaak dat hy hom nie vir nog 'n termyn as DA se leier beskikbaar gaan stel nie. Hy wil wel as minister van Landbou aanbly om die back-and-closure epidemie in die land uit te roei. Hy het vroeër met staande applous en uitroepe van John op die Kongres verwelkom. Ondanks die entoesiastiese verwelkoming is daar steeds bewering dat 'n groep van die DA ontevrede is met Steenhuisen se hantering van die back-and-closure geval, waar die party volgens hulle groot skade berokken het. Steenhuisen sê hy weet nie tot watter mate die back-and-closure kwessie in sy party teen hom gebruik is nie. Ek het nou al geleer, jy moet breë skouers hê. Gelukkig het ek breë skouers, het hy aan die media gesê. Die marknavorsingsmaatskappy Trade Intelligence het meer as 700 mense ondervra en bevind 39% van aanlyn dobbelaars dobbel al langer as 'n jaar, ondanks toenemende geldelike druk op hulle huishoudings. Volgens die studie het 44% van respondente aangedui hulle sou kredietware gekoop het as die geld nie aan weddenskappe bestee was nie. Die bevindings strook met die studies wat verlede jaar gepubliseer is en is 'n duidelike verband tussen dobbel en geldelike nood toon. Die kredietbureau Experian het die data van sowat 55 miljoen verbruikers se rekords ontleed en bevind sommige geldelike benoude huishoudings bestee tot 40% van hulle bruto maandelikse inkomste aan dobbelary. Sekere huishoudings bestee volgens Experian tot die helfte van hulle SASSA-toelaas aan weddenskappe aanlyn. Weens sy onregmatige besetting van 'n staatseiendom het die DA klagte ingedien by die regtelike gedragskomitee teen Daniel Dulare, voorsittende regter van die Hooggeregshof in Kaapstad. Nicolas Godzel, DA-LP, sê die besluit om klagte in te dien is nie ligtelik geneem nie. Die DA hou die regterlike gesag in die hoogste agting. Regters word met geweldige grondwetlike magte en openbare vertroue toevertrou en om daardie rede moet hulle aan hoër gedragsstandaarde voldoen as enige ander openbare amptdraer. As deel van sy vergoedingspakket het hy die voordeel van 'n staatshuis geniet wat hy van die Departement van Justisie gehuur het teen net R900 per maand.
Die huurkontrak het in 2018 verval en is nooit hernie nie, toe hy op 1 Januarie 2022 as 'n regter in die Hooggeregshof aangestel is, het daardie voordeel outomaties geëindig. Die veldbrand wat sedert Vrydagmiddag in die Tutuai stoofpas gewoed het, is gisteroggend in bedwang gebring. Varsspanne is gisteroggend ontplooi om die gebied te monitor vir moontlike opvlammings in die gebied en dit te beveilig. Brandspanne sal op die toneel bly totdat dit veilig verklaar word. Die pas is oop vir verkeer en geen beserings of verliese aan eiendom is aangemeld nie. Aproetes aan die wousterkant van die pas is tot verdere kennisgewing gesluit. Isuzu het in 2018 die aanleg in Strouensdale by Kano in 'n automotive chassis tegnologies oorgekoop nadat General Motors besluit het om nie meer plaaslik te vervaardig nie. Isuzu vervaardig daagliks 111 D-Max bakkies en 17 Isuzu trokke in hierdie aanleg. Dalende Europese verkope, asook die stortvloed vir goedkoop Chinese en Indiese voertuie, beteken die plaaslike motorbedryf het dringend 'n nuwe regeringsbeleid nodig. Die Suid-Afrikaanse motorbedryf dra tot 22% by van die land se vervaardigingssektor en beloop 5,2% by bruto binnelandse produk. Dit is 'n groot skepper van werksgeleenthede en invorderaar van buitelandse valuta danksy uitvoere na Amerika, Europa en Asië. Dit is deel waarom Isuzu verlede jaar R250 miljoen bygedra het tot die R750 miljoen VSI en vervaardigingsaanleg wat langs die Isuzu aanleg gebou is. Hierdie aanleg word masjinerie gebruik om gespesialiseerde metaal te buig om bakwerk van die generasie 6 en generasie 7 Isuzu bakkies te vervaardig. Die regering is tot versigtigheid gemaan oor raamwerkooreenkomste vir ekonomiese samewerking tussen Suid-Afrika en China. Pakstyle, minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, en Wang Wenqiao, Chinese minister van Handel, het die raamwerkooreenkoms oor ekonomiese vennootskap vir gedeelde vooruitsig te midde van swaar handelstariewe deur die administrasie van president Donald Trump van Amerika. Die loskakel George Ford is besig om Engeland se nommer 10 trui sy eie te maak na nog 'n kliniese vertoning as sy span se generaal in sy weggol-oorwinning met 48-7 oor Wallis in die eerste ronde van die 6-nasie reeks. Steve Bothwick, afrigter van die Rose, sê die mengsel van veterane soos Ford en Jamie George en die jonger talent wys dat Engeland in die regte rigting aanbeweeg. Die 21-jarige flank, Henry Pollock, was 'n getuigeskrif van Bothwick se eksperimentele benadering toe hy laat in die wedstryd homself op vleuel tuis gemaak het. Die vleuel Henry Arundel, wat onlangs weer betrek is nadat hy onder ongunst verval het, sedert 2023 se wêreldbeker toernooi en 'n draai in Frankryk gemaak het, het met 'n 3-3 in die eerste helfte gespog en sy vaart en posisionele spel mee beïndruk. Wallis pak die verdedigende 6-nasie kampioen Frankryk in die tweede ronde. Die Hane wil op hulle sege voortbou van 36-14 oor Ierland. Gregor Townsend, Skotland se breier, stel hom vir heelwat kritiek na afloop van die span se teleurstellende nederlaag van 15-18 teenoor Italië. Dit is baie jammer dat ons die eerste wedstryd van hierdie toernooi verloor het. Dit maak ons paadjie nou net moeiliker, het hy in die media gesê. Dis nou al 9 jaar sedert Townsend die Leidsels as afrigter van die Skotte oorgeneem het, maar is steeds nie 'n enkele titel om daarvoor te wys nie. Skotland se taak word geensins makliker met Engeland wat Saterdag na Murrayfield gaan opryk nie. Teespoed gedurende gister se 4de en laaste skof van die Tankwa Trek bergfietstoer buite seer is, het Andreas Sewald en Jakob Hartmann se bloeddruk so bietjie opgejaag, maar met die hulp van die Duitser se kollegas in die Stinger KTM Racing span is hulle as die algehele manskampioene gekroon. Die deur het nietemin so effens opgeswaai vir Johan van Zyl en Wessel Botha wat die laaste skof in die algehele tweede plek begin het. Van Zyl en Botha het eintlik 'n raps meer as 2 minute voor Sewald en Hartmann die eindpunt bereik. Van Zyl en Botha se algehele tyd was 3 minute en 20 sekondes stadiger met Steedman hulle se sterk eindpoging wat hulle in staat gestel het om die derde plek op die podium in te neem. In die elite vroue afdeling was geen keer aan die Italianers Greta Seiwald en Sarah Kortewis nie. Hulle die laaste skof in 'n tyd van 2 ure, 45 minute en 5 sekondes gewen. Die tiener Lisa Koetser, wat 15 jaar oud is, het Saterdag as die jongste kampioen tot nou toe nog in die Afrika Amateur toernooi vir vroue onderskei. Hierdie belovende Oosrander het 3 agtereenvolgende rondes van 72 gespeel om op 216 noue 'n lykant baansyfer te eindig. Sy het Loretta Stein met tweede was, daarmee met 2 houe geklop. Die Amerikaner Patrick Reed het gister sy tweede DP World toernooi in 3 weke gewen, toe hy die Qatar meestertitel met 2 houe verower het. Die jong Suid-Afrikaner Jaden Shaper het voortgebou op so voortreffelike spelpyl die afgelope tyd en danksy
'n pyk 65 houe in die laaste ronde in die gesamentlike 9de plek geëindig op 277 houe, 11 houe beter as die Doha se baansyfer. Die 23-jarige Aussie Elvis Smiley het Saterdag in Riyadh, Saudi-Arabië sy debuut in die LFV-reeks met 'n sege gevier. Gracie het die beste van die Suid-Afrikaners gevaar en het op 17 houe minder as baansyfer die 9de plek in die individuele afdeling met Herbert en Bejong-Hoon aangedeel. Rob Meiburger het Vrydag aand in Pretoria 'n plek in die Suid-Afrikaanse senior rekordboeke losgehardloop toe sy die vinnigste tyd oor 150 meter deur 'n Suid-Afrikaanse vrou aangeteken het. Sy het die nommer wat min beslis word in 16,95 sekondes beklink. Die vorige rekord was 17,67 sekondes, is net 'n jaar gelede deur Kyle Legrandsie opgestel. Dis egter Burger wat met die laure in die nuwe Suid-Afrikaanse rekord agter haar naam spog. Dit nadat sy in 2025 as 'n 17-jarige as die Suid-Afrikaanse senior kampioen oor 'n 200 meter gekroon is. Akani Simbine se mansrekord van 15,04 in die 150 meter is egter nog veilig op hierdie stadium. In die vroue se 1000 meter wedloop as Karabo More, 'n lid van Casper Menya se Maasai Atletiekklub wat as oorwinnaar uit die stryd getree het. Sy het in 2 minute 39 sekondes gewen. Menya hou self die rekord van 2 minute 30 sekondes. Nepal, een van die onbesonge spanne in die toernooi, het dit onderstreep toe hy gister so byna skoksege oor Engeland behaal het. Nepal het Engeland in die toue gehad en moes met 4 paaltjies staande 10 lopies van die laaste bilbeurt aanteken om die wenteiken van 185 lopies te bereik. Saterdag was daar ook 'n paar wedstryde waaraan ander groot kanonne goed skrik gemaak is. In die openingskragmeting in Sri Lanka het Pakistan met net 3 balle oor en 3 paaltjies staande die wenteiken van 148 teen Nederland behaal. Die Proteas sou ook gister sy kragmeting tussen Nieu-Seeland en Afghanistan, wat saam met hulle in groep D is, fyn dopgehou het, nadat Afghanistan 182-6 in sy kolfbeurt aangeteken het. Die Kiwis op 183-6. Tim Selford het 65 lopies van 42 balle en die Suid-Afrikaanse gebore Glenn Phillips het 42 aangeteken van 25 balle, die wenteiken met 13 balle oor reeds bereik. Die Suid-Afrikaanse Davisbeker tennisspan het sy wêreldgroep 2 kragmeting met Montenegro na 'n dag van drama by die Irene Buiteklub in Centurion met 3-2 gewen. Pietie Novel, 'n nuwe spelende kaptein, het sy dubbelspan verander van die een wat Vrydag gedurende die loting benoem is en Philip Henning, sy nommer 1 enkelspeler, gevra om saam met Thando Longway Smith die kombinasie van Petar Jovanovic en Alexa Krivokapi die stryd aan te sê. Die besoekers het met 6-2, 7-6 geseëvier en sodoende met 2-1 die voortou in die reeks geneem. Voor die kragmeting het Suid-Afrika die 60ste plek en Montenegro die 85ste plek op die wêreldranglys beklee. Montenegro het egter gewys dat daar geen maklike kragmeting in die Davisbeker is nie, ongeag 'n land se ranglysposisie. Suid-Afrika het gister in die eindstryd vasgebyt om Fiji met 21 teenoor 19 in Australië te wen in die Sevens reeks. Dit is die eerste keer sedert 2017 toe die Aussie Sevens toernooi in Sydney gehou is, dat die Blitsbokke daarin kon slaag om die Sevens toernooi deur onder te wen. Philip Snyman, hoofafrigter van die Blitsbokke, is in sy noppies met sy span se vertoning. Daar was tye in die eindstryd waar die bokke verwoed moes keer toe die Fijiane gedreig het om nog punte aan te teken, maar die Suid-Afrikaners se verdediging het mooi gehou. Oosthuizen wat 2-3 in die eindstryd gedruk het, is welverdiend as speler van die eindstryd aangewys. Hy het hierdie naweek in sy 60ste toernooi in die Sevens reeks gespeel. Die Blitsbokke beklee nou met 66 punte die tweede plek op die reeks se puntelys, met Fiji in die eerste plek op 70 punte en Nieu-Seeland is derde met 62 punte, met Frankryk in die vierde plek op 54 punte. Vir die toernooi in Vancouver is die Blitsbokke saam met Nieu-Seeland, Spanje en Brittanje in groep A geloop. Groep B sal bestaan uit Fiji, Australië, Argentinië en Frankryk. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082 390 3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2233, Polokwane 1629, Lephalale 1934, Mbombela 1731, Mahikeng 1834, Pretoria 1834, Johannesburg 1933, Ermelo 1231, Galagadi 2337, Gaborone 2135, Richards Bay 2239, Pietermaritzburg 1733,
Durban 22:34, Port St Johns 21:30, Pongola 20:37, Maputo 23:33, Bethlehem 14:31, Bloemfontein 18:33, Allewal Noord 16:33, Welkom 20:34, Vryburg 16:34, Kimberley 18:34, Appington 21:37, Prieska 21:36, Springbok 11:27, Karasburg 16:32, Keetmanshoop 18:34, Mariental 23:34, Alexanderbaai 18:27, Brandvlei 19:32, Loederich Bay 16:29, Vredendal 16:31, Kaapstad 21:29, Sutherland 15:26, George 18:29, Jeffreys Bay 20:29, Cabarra 20:31, Graafrenet 17:32, Kapogalas 20:26, De Aar 18:32, Molteno 12:29, Beaufort Wes 17:30, Londen 20 in die oggend, 29 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag, die rand verhandel teen R16.04 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.23. Die euro verhandel teen R18.90. 'n pond kos R21.84. Die prys van 'n yen is 10 sent. Platinum per fyn ons is $2098. Palladium per fyn ons is $1740. Silwer per fyn ons is $77.99. Goud per fyn ons is $4969. Brent olie per vat is $68.03. Gedagte vir die dag: ons maak soms foute, maar deur die foute te maak, leer ons om reg te werk. So begin te werk. Elke dag sal vir homself sorg. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week word vir almal toegewens.